Ons gaan opstaan vir die ontmoeting met die Here, die hotum, die seën, die lofsang en die belydenis. Ons lofsang vanoggend is Psalm 19. Psalm 19 na die hotum en die seëngroet, die eerste en die tweede verse, die vreugde ook van die ontmoeting met die Here op hierdie dag, hoe die hoë hemelrond vertel met blye mond Gods heerlikheid en eer en wonderbaar deur glans vermeld die wye trans die werke van die Here. Eerste en die tweede vers op Psalm 19 na die hotum en die seën. Kom ons staan vir die ontmoeting met die Here. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskaap het. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid, vrede vir julle van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Susters, saam met die kerk deur die eeue doen ons belydenis van ons heilige algemene geloof waarin ons nie twyfel nie. Ons doen dit deur elke en die volgende ons hart saam te bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Kan die plekke inneem. Ons gaan in ons verootmoediging vir die Here luister na sy wet, wat vir ons opgeteken is in Eksodus 20, daarna sing ons uit Psalm 69.
Psalm 69, jy kan dit so lang opsoek, die eerste en die derde verse, 69 vers 1 en vers 3. Help my o God, want ek vergaan, ek het in modder ingegly, waar daar geen staanplek is vir my, en oor my storm die waters aan. Ek roep my Heers, my oog versmag, waar ek vergeefs op U bly wag. Ons gaan die eerste en die derde verse saam sing, na die wet van die Here, ook as belydenis van ons eie nietigheid en afhanklikheid van die Here. Luister nou met eerbied na God se wet, soos dit opgeteken is in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want, in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom laat ons saam bid. Ons Vader wat in die hemel is,
uit U en deur U en tot U is alle dinge. Aan U behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Ons daarenteen wat voor U kom staan, is beperk in ons insig en in ons liefde en in ons toewyding. Beperk deur ons eie gebrokenheid. Beperk ook deur die gebrokenheid in hierdie skepping as gevolg van die sondeval. Daarom sug ons ook in verlange na die volmaaktheid, die ewige Vaderwoning waarin ons op weg is. Ons dank U, Here, dat U U Gees gegee het as waarborg van hierdie erfenis en as ons trooster hier op weg deur hierdie wêreld. Dat hy ons lei in alle waarheid. Laat ons ook vanoggend weer opnuut die versterking ontvang van die waarheid van U woord. Ons bid, Here, vir U kerk hier op aarde, vir medegelowiges waarvan ons skaars nog kennis neem, maar wat verkeer onder diep vervolging, wat in vrees vir die dood saam vergader. Sterk U hulle in hulle geloof. Dra hulle en gee dat die bloed van die martelare ook weer die saad sal wees van die kerk. Versterk ook, Here, medegelowiges in ons midde, wat worstel met die gevolge van siekte, baie ernstige siekte, maar ook seisonale siekte wat ontwrig. Sterk hulle wat by die uitgange van die lewe kom. Sterk hulle om terug te kyk en U hand van troos en bewaring raak te sien, en ook te weet dat U die eiendom nie uit die hand laat gaan nie, dat U ons dra deur hierdie lewe, deur die dood, tot in die heerlikheid hierna. Wees met ons leraar en sy gesin, wees met elke amptsdraer en elke lidmaat, dat ons al meer en meer sal lewe onder die besef van U teenwoordigheid, elke oomblik van ons lewe. Ons bid vir die lig van die evangelie, dat dit sal deurdring tot alle mense, ook tot die owerhede wat U oor ons gestel het, dat elke oor sal hoor, en elkeen hulle sal neerbuig voor U. En Here, ons bid al hierdie dinge, ons bid dit in die besef van ons eie sonde en ons eie onwaardigheid, die belydenis dat ons niks het om voor U te bring, eie verdienste of waardigheid nie. En ons staan voor U as bedelaars wat pleit om U genade. Tog ook bedelaars met die sekerheid van U Seun se verdienste. Hoor ons gebed in sy naam. Amen. Ons gaan weer saam sing, broeders en susters, Psalm 27, die eerste, derde en vierde verse. Psalm 27, vers 1, vers 3 en vers 4. God is my lig, my heil. Ek sal nie vrees nie. Hy is die Heer wat hulp verskaf in nood. My lewenskrag. Ek hoef nie vervaar te wees nie, want by die Heer is uitkoms teen die dood. Dit ook in die lig van die woordbediening hierna, wat handel ook oor beproewinge. Kom ons sing saam die eerste, derde en vierde verse van Psalm 27.
Broeders en susters, ons skriflesing vanoggend uit die brief van Jakobus, hoofstuk 1. Ons gaan lees van vers 1 tot vers 18. Voordat ons saam lees, hierdie brief van Jakobus is die oudste boek van die Nuwe Testament, ouer selfs as die 4 evangelies. Dit is geskryf tussen 40 en 50 na Christus deur Jakobus, die broer van Jesus en Judas. Uit Paulus se brief aan die Galasiërs weet ons dat Jakobus destyds 'n voorganger en 'n steunpilaar was in die gemeente van Jerusalem. Wanneer Jakobus nou onder inspirasie van die Heilige Gees sy brief skryf, dan rig hy hom nie tot 'n bepaalde gemeente nie. Hy skryf wel aan die 12 stamme in die verstrooiing. En dis 'n benaming wat wys op gelowiges, Christene, uit sowel die heidendom as uit die Jode. Die Nuwe Testamentiese kerk, die voortsetting van die kerkvolk, die 12 stamme van die ou bedeling. Gelowiges daarom, wat waarskynlik as gevolg van groot vervolging in Jerusalem en Judea, na die vervolging waarvan ons lees in Handelinge hoofstuk 8, gevlug het, en nou woonagtig was in Noord-Palestina en in streke van Syrië. Ons lees saam die eerste 18 verse van hierdie brief. Ons fokusgedeelte is van vers 2 tot vers 8. En ons teksvers uit die gedeelte is die 4de vers. Kom ons lees saam die eerste 18 verse. Jakobus, 'n diensknegt van God en die Here Jesus Christus, aan die 12 stamme wat in die verstrooiing is. Groete. Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerlei versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. En as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet in die geloof bid sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want die mens moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Maar laat die broeder wat gering is roem in sy hoogheid en die ryke in sy geringheid. Want soos 'n blom van die gras sal hy verbygaan. Want die son gaan op met sy hitte en laat die gras verdor en sy blom val af en die suurlikheid van sy gedaante vergaan. So sal die ryke ook in sy weë verwelk. Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Laat niemand, as hy in versoeking kom, sê, ek word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, waar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Moenie dwaal nie, my geliefde broeders. Elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Volgens sy wil het hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge sy skepsele kan lees. Ons lees tot sover die woord van die Here. Ons teksvers in die gedeelte, vers 4. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Broeders en susters, in ons Here Jesus Christus, die tema van hierdie brief van Jakobus kom reeds in ons teksvers, vers 4 na vore. Hoewel dinge dikwels skeefloop,
ook in die lewe van gelowiges, gaan dit vir God oor die geestelike kwaliteit van die mense wat aan hom behoort. Ons lewe en optrede onder alle omstandighede moet van hoogstaande gehalte wees. Oor jou hele lewe en alles wat jy sê en wat jy doen, moet dit duidelik wees dat jy in volkome toewyding aan God en jou naaste wil lewe. Het gaan daarom oor 'n 24 karaat geloof in woord en in daad. En dis die tema van Jakobus se brief. Die uitnemende lewe van God se eiendom, ook wanneer hulle onder verdrukking is. Maar om so geloof te vertoon, moet ons getoets en gelouter word. Soos goud, moet ook ons geloof deur 'n proses van suiwering gaan, om te kan groei tot volmaaktheid. En dis God, wat die gawes vir hierdie groei aan ons gee. Ons gaan daarom vanoggend in die bediening van die woord let op 2 sulke gawes, wat God voorsien, in hierdie proses van geestelike volwassenheid, groei na geestelike volwassenheid, naamlik beproewing en gebed. Ons let eers daarop, dat God se wil sy maatstaf vir gelowiges se lewe volmaaktheid is. Dan in die tweede plek op lydsaamheid en beproewinge, wat ons na hierdie volmaaktheid moet lei, en ten slotte gaan ons ook kyk na gebed as die tweede gawe in ons groei na God se maatstaf. God se maatstaf vir ons lewe, en die 2 gawes waardeur ons na volmaaktheid laat groei, naamlik beproewing en gebed. Een van die besware wat geopper word teen hierdie brief van Jakobus, besware wat selfs by Luther weer klink het, is dat dit te moralisties of wetties sou wees. Daarmee word dan bedoel dat dit vol voorskrifte is oor wat moet en nie moet nie, maar dat hierdie voorskrifte losgemaak word van God en sy genade, waarsonder alle voorskrifte ten slotte vergeefs is. Maar reeds hier in hoofstuk 1 is dit al duidelik dat sulke besware ongegrond is. God maak hom self uitdruklik bekend as die gewer van alle dinge. Hy gee die kroon van lewe aan wie hom lief het. So lees ons in hoofstuk 1 vers 12. En in vers 17, hy gee goeie gawes. En in vers 18, hy gee ook die woord van waarheid, waardeur hy ons bring tot ware lewe. Hoofsaak van hierdie hele hoofstuk is daarom ook God wat aan ons nuwe lewe gee. Alle goeie dinge kom van bo, van God af, en nie op vanuit die mens nie. Die probleem wat mense het met hierdie brief, is daarom nie soseer die moralisme waarvan die skrywer verdink word nie. Die probleem is eerder dat ons as mense dikwels die maatstaf vir ons lewe verkeerd het. Ons stel die dwarslaat veels te laag, want ons streef maklik, omdat ons menslike natuur is, na gemiddeldheid, eerder as uitnemendheid of volmaaktheid. Ons moet alleen maar probeer om reg te lewe, so glo ons. Wegkom met die minimum inset, om bloot maar aanvaarbaar te wees vir ander mense. God se maatstaf is egter baie anders. Die lewe en die werk van die gelowige moet volgens sy wil groei na volmaaktheid. Soos Matteus in sy evangelie wat kort na hierdie brief van Jakobus geskryf is, mense ook sou herinner, het selfs Jesus nie die maatstaf van gemiddeldheid verkondig nie. Hy het in sy bergpredikasie, Matteus 5 vers 48, juis gesê, dat gelowiges volmaak moet wees, soos hulle Vader in die hemel volmaak is. Broeders en susters, dit is belangrik dat ons ook hierdie selfde maatstaf sal gebruik. Almal weet hoe groot gemors veroorsaak word
deur 'n krom liniaal of 'n skewe winkelhak. As die maatstaf verkeerd is, kan jou lewe onmoontlik reg wees. Trouwens, wie hom of haarself met 'n krom maatstok meet, verkeerde maat meet, kom dikwels baie goed daarvan af. So goed dat jy jouself op die skouer klop. Maar meet jouself aan die regte maat, die volmaaktheid wat God eis, en jy besef hoe krom en skeef jou lewe werklik is. In ons fokusgedeelte vers 2 tot 8 word ons nou verseker dat God nie alleen van ons volmaaktheid eis nie. Ons het hier geensins te maak met moralisme nie, wat maar net met eise na ons toe kom nie. Nee, God self gee ook aan ons 2 gawes om te voldoen aan die maatstaf wat hy stel. En hierdie 2 gawes is dan in die eerste plek beproewinge en in die tweede plek ook gebed. Kom ons kyk agtereenvolgens na elkeen van hierdie 2 gawes. Die lesers aan wie Jakobus sy brief skryf het besonder moeilike omstandighede beleef. Hy praat ook in sy brief van talle beproewinge van verskillende aard wat die lesers oorval het. Waarskynlik was hierdie terugslag hoofsaaklik van maatskaplike aard. Die lesers het onder groot sosiale druk verkeer in die nuwe omgewing waarin hulle gevlug het. Die brief maak dan ook melding van uitbuiting deur groot grondbesitters en van loon wat weerhou is. Hulle selfs volgens hoofstuk 5 vers 4 en 6 voor die regbank gesleep. Verder was daar ook siekte en armoede en ballingskap en oneer. Selfs die dood het hulle by tye bedreig. Die vreemde opdrag wat nou gegee word aan hierdie mense onder soveel druk, is nie maar dat hulle moet moed hou nie, moet vasbyt, en kop bo water moet hou nie. Nee, die opdrag is om hulle oor hierdie beproewinge op hulle pad te verbly, met 'n uitbundige blydskap. Hulle moet dit louter vreugde ag, as hulle so swaar kry. Wat 'n vreemde opdrag. En die rede vir hierdie blydskap en swaar beproewing was aan hulle bekend. Hulle het geweet dat hierdie beproewing van hulle geloof lydsaamheid tot gevolg het. Dit het hulle reeds deur eie ervaring in die verlede besef. Broeders en susters, ook ons kan hierdie troos dat swaar kry goed is vir ons, gerus vir onsself toeëien in tye van beproewing. Elkeen van ons wat terugkyk oor ons lewe, kan immer sien en kan bely dat die beproewing wat God oor ons toegelaat het, ten slotte net ten goeie was. Ja, midde in die beproewing was dit nie lekker nie. Ons het swaar gekry, het selfs bittere lyding beleef, maar ons kon altyd weet dat God die omstandighede in sy hand hou. Dat hy die swaar kry met 'n bepaalde doel oor ons toelaat. Hierdie doel, sê Jakobus nou, is lydsaamheid. Lydsaamheid wat ons ook kan vertaal as geloofsvolharding of uithou vermoë in ons geloof. Die wil en die vermoë om onder druk in die geloof te behou en geduldig te bly en om steeds vas te bly staan. Die Here maak dit egter in hierdie brief ook duidelik aan Jakobus dat lydsaamheid alleen nie genoeg is nie. Dit help nie maar ons kan uithou en ons kan aanhou in geloof nie. Lydsaamheid is slegs deel van 'n groeiproses wat uiteindelik moet uitloop op 'n goeie eindresultaat. En hierdie eindproduk word dan in ons teksvers as opdrag gegee aan die lesers. Daar staan die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Broeders en susters, is maklik om te praat oor volmaaktheid en volkomenheid in die abstrakte, maar wie hieroor nadink, besef hierdie is 'n geweldige opdrag.
Volmaaktheid. Wat beteken volmaaktheid egter prakties volgens hierdie verse? Ons teksvers onderskei hierdie maatstaf van God vir ons lewe in 3 dinge. Lydsaamheid lei daartoe dat mense geestelik volmaak is en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Volmaaktheid gaan daarom in die eerste plek oor geestelike rypheid en volwassenheid. Volwassenheid wat staan teenoor geestelike armoede en die geestelike verwildering wat mense vandag dikwels by mense raak sien. Volwassenheid veral in die vermoë om standvastig te bly en nie omvergegooi te word en neergesleer te word deur elke nuwe lering en elke probleem op jou pad nie. Om daarom rustig te kan weeg en te beoordeel watter optrede gepas sou wees. Tweede gevolg van hierdie entheid volhard is dat gelowiges geestelik ook sonder gebrek kan wees. En hier word 'n mediese term gebruik wat gewoonlik gaan oor liggaamlike gesondheid, maar hier word dit geestelik bedoel. Mense moet daarom geestelik al meer en meer by mekaar word, heel word. Nie in skerwe spat en verpletter word deur enige gebeurtenis en dan agter allerlei hulpmiddels en emosionele stitte aanhardloop nie, maar hulle krag vind in die Here. Derde geval van lydsaamheid word hier gepraat van in niks tekortskiet nie. En daarmee word gewys op geestelike vergenoegdheid, 'n berusting en tevredenheid oor die omstandighede wat die Here oor jou toelaat. Dit staan in skerp kontras met die onvergenoegdheid en die klarigheid en die ontevredenheid wat dikwels ons eie lewe kenmerk. Dit is daarom die einddoel van lydsaamheid onder beproewing. Die einddoel wat ons na moet streef en wat ons moet bereik. Geestelike rypheid of volwassenheid, geestelike gesondheid of veerkragtigheid, geestelike vergenoegdheid en tevredenheid. Maar hoe kom ons daarby? Wat staan ons te doen om geestelik te groei na volmaaktheid, om dit ook 'n werklikheid te maak wanneer jy dit beproef word? Is dit nou maar net 'n kwessie van aanhou en uithou en weer probeer, totdat jy uiteindelik met jou eie gespartel by iets daarvan uitkom? Is die groei wat nodig is om volgens God se maatstaf te lewe, daarom afhanklik van onsself? Ons eie inspanning, ons eie insigte. Nee, broeders en susters, in hierdie groei na volmaaktheid is daar ook nog 'n tweede gawe wat die Here aan ons gee. Die gawe is gebed. Die eerste antwoord van hierdie verse klink dit wel asof vers 5 tot 8 van die skrifgedeelte gaan oor wysheid. 'n Nuwe saak wat met volharding en lydsaamheid niks te doen het nie. Maar hierdie verse is innig verweef. Vers 2 tot 4 staan nie los van vers 5 tot 8 nie. Die vraag by elkeen wat gekonfronteer word met hierdie opdrag, dat ons deur beproewing moet groei na volmaaktheid toe, is immers, hoe kom ek ooit daarby uit? Ek moet in my moeites en beproewing hard stry, net om staande te bly. Hoe kom ek in sulke omstandighede nog uit by groei? En dan groei in hierdie mate. Dit was wonder ons, en ons worstel eerder met vrae en met twyfel oor dit wat God in ons lewe toelaat. Ons verstaan nie hoekom God dinge met ons laat gebeur en hoe ons moet optree nie. Juist daarom het ons wysheid nodig. En met wysheid word hier bedoel die goeie insig om op 'n bepaalde oomblik die regte besluit te kan neem wat volgens God se wil is. Die bron van hierdie wysheid, trouwens van alle wysheid, is God. En daarom moet dit van hom gevra of gebid word.
Met dringendheid moet ons die wysheid van hom afbid. Pleit dat hy aan ons die insig sal gee in ons nood en in ons omstandighede. Die vermoë om reg te besluit en reg te doen, ook wanneer ons onder druk is. En broeders en susters, die versekering is dat ons hierdie wysheid van hom kan vra met vrymoedigheid. God is die gewer wat graag wil hoor en graag wil luister na die nood en die smekinge van sy kinders. Wat ook 'n antwoord op sy kinders se smeking gee sonder voorbehou of bybedoelinge. Sien ons dan nie die bewys van hierdie gesindheid in ons hemelse Vader, juis in die grootste gawe, in die feit dat hy sy seun Jesus Christus aan ons gegee het nie. Juis as gelowiges in Christus, as mense wat weet wat hy vir ons gelei en wat hy vir ons verwerf het, kan ons daarom tot die Vader bid in Christus. Bid met die wete dat God van sy kant geen terughoudendheid het om te gee nie. En daarom daar by ons ook geen terughoudendheid wees om te vra dit wat nodig is nie. Enigste voorbehoud vir ons bede is dat dit sal geskied met vertroue. Moet daarom nie aan die een kant vra en tog aan die ander kant in jou hart twyfel of God wel wil en jou kan verhoor nie. Die so bid dubbelhartig. Jy bid, maar jy verloon terselfdertyd die grond van jou gebed, naamlik Jesus Christus se intrede vir ons. Dis bid met innerlike verdeeldheid. En dit maak jou onstandvastig in jou lewe. Jy bid wel, maar jy bevraagteken God. En in jou hart bedink jy jou eie oplossings en jou eie aardse planne. Oor sulke gebed is Jakobus se uitspraak duidelik. Sulke gebede bly onbeantwoord. Twyfelnis is so onbestendig soos die golwe. Hulle word op en af en heen en weer geslinger, omdat hulle dubbelhartig is, dan gerig is op God, en dan weer op hulle eie oplossings. Daarom moet hulle niks van die Here verwag nie. God gee nie waar mense om wantrou en stilletjies eintlik meer staat maak op hulle self en hulle eie vermoë nie. Broeders en susters, hoe dikwels kla ons nie oor die beproewinge wat op ons pad kom nie. Ook die beproewing wat ons beleef as gemeente, wanneer ons onder druk geplaas word. En dan vergeet ons dat God ons juis daardeur wil lei na volmaaktheid. Soos Israel kla ons en ons murmureer en ons is ontevrede met ons omstandighede. Ons sien die Here en sy hand wat gee nie langer raak nie. Ons vergeet dikwels selfs om te bid, wat nog van te vra vir wysheid en om te verstaan en te groei onder druk. En die gevolg daarvan is geestelike verstarring. Deur sulke optrede sny ons die moontlikheid vir geestelike groei af. En dan bly ons maar tevrede met die krom maatstaf wat ons vir onsself gestel het. Tevrede om gemiddeld of net so bietjie beter as gemiddeld te wees, terwyl God se maatstaf vir ons lewe uitnemendheid is. En kom ons wees nou maar eerlik, dis omdat ons maatstaf verkeerd is, dat ons niks verkeerd daarmee sien om soos heidene teenoor mekaar op te tree nie. Om mekaar as medegelowiges te verskeer en te byt en te beskinder. Mekaar met ons mond te vermoor. Daadwerklik mekaar se lewe te benadeel met ons optrede. God se wil vir jou lewe is anders. Hy eis nie 'n lewe van middelmatigheid nie, maar van volkomenheid. En hy gee saam met hierdie eis sy twee middele om tot volmaaktheid te kom: beproewinge en gebed. Wees daarom baie bly
as jy beproewing beleef. Dis God se skool vir geestelike groei. Gebruik in sulke tye die gawe van gebed. Vra sonder terughoudendheid van God dit wat jy van hom nodig het. Hy het homself aan ons bekend gemaak as die Here wat sonder terughoudendheid gee, opreg en oorvloedig gee, soos hy sy seun gegee het. Grond van hom, ons Here Jesus Christus, bid ons daarom vrymoedig en God antwoord op grond van Jesus Christus en sy verdienste, mild en oorvloedig op die gebed van sy kind. Mag hierdie proses van geestelike groei, van groei na geestelike volmaaktheid, daarom ook in ons eie lewe 'n werklikheid wees. Mag dit jou ervaring wees, dat God jou en hierdie gemeente deur loutering lei tot geestelike rypheid en volwassenheid in ons woorde en ons dade. Geestelike gesondheid, wat ons heel maak en ons nie uit mekaar laat val, en tot geestelike vergenoegdheid of tevredenheid met ons omstandighede. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, waar ons deur die lig van u woord gestel word voor u, die God van alle wysheid, besef ons eie dwaasheid. Hoe ons lewe met ons eie insigte en ons eie maatstawwe. Hoe ons u volledige beskikking oor ons lewe vergeet, miskyk. En daarom daagliks voortstrompel, voortploeter, terwyl ons moet groei na volmaaktheid. Dus dankie Here dat u ons in hierdie groei en heiligmaking na volmaaktheid, dat u ons hierin ook begenadig met gawes, gawe van beproewinge, ook die gawe van gebed, gawe van u gees, die grootste gawe, in wie se leiding ons elke dag kan wandel. Ons bid Here, dat u hierdie groei in ons elkeen, in hierdie gemeente en in u kerk 'n werklikheid sal maak. Dat ons nie oorrompel word deur moeites en swaar kry en moeilike omstandighede nie, maar dat ons juis daardeur groei en floreer. Nou nie terwille van onsself en ons eie eer nie, maar dat sodat u naam geheilig word en u koninkryk kom. Wees met ons elkeen. Gee dat ons elkeen eerlik onsself voor u woord sal ondersoek. Rig ons, lei ons, vertroos ons. Ons vra dit van u uit genade uit. Amen. Voorsitters, daar is nou geleentheid vir die afdra van die gawes. Daarna gaan ons saam sing uit Psalm 43, die eerste, derde en vyfde verse, 43, vers 1, vers 3 en vers 5. Vers 3 sê, Heer uit hemelse geweste, u lig en waarheid neer op my, laat die my bring na Sions veste, want daar is dit my die allerbeste, waar ek u woning ingelei, my in u diens verbly. So Psalm 43, 1, 3 en 5, na die kollekte.
harte en ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.